Ek glo dat die Here dit op my hart geplaas het om vanaand met julle te praat oor die volgende. Is jy en ek vasgevang in 'n valse evangelie wat deur wolwe in skaapsklere aan ons verkoop is? Is ek en jy vasgevang in 'n valse evangelie wat deur wolwe in skaapsklere aan ons verkoop is? En die van julle wat Bybels het, ek wil hê julle moet oopmaak by Romeine hoofstuk 8. En daar's 'n baie spesifieke rede waarom ek wil hê ons moet Romeine 8, die laaste 3 verse, ons gaan dit lees. So hou jou vinger op daai laaste 3 beroemde verse. En ek wil hê jy moet die hele tyd in jou agterkop dink aan hierdie vraag wat ek vir jou gevra het. Is ons vasgevang in 'n valse evangelie deur wolwe in skaapsklere wat ons probeer mislei en 'n vervalste evangelie aan ons verkondig? Ons gaan hierdie vers nou lees. En dan gaan ek dus vir julle verpak saam met 'n paar ander tekste wat gewoonlik saam met hierdie teks verpak word en verkoop word om vir mense te sê jy is okay. Niks kan jou skei van die liefde van God in Christus nie. Die Here hou jou vas. Die Here sal jou nooit los nie. Niks kan jou skei van sy liefde nie. Maar wat ek vanaand wil doen is, ek wil 3 groot gevaar, kom ons noem dit bewegings in die kerk, wil ek gebruik om vir ons aan te toon hoe hierdie vers in Romeine 8 gebruik word om mense te paai, om hulle te verblind. En vanaand moet ons vir onsself afvra, is ek ook verblind? Dat ek besig is met dinge wat die Here se naam onteer, dat ek nie werklik in Christus is nie. Maar ek sê, niks skei my van die liefde van die Here Jesus nie. So ek gaan 3 sake met ons bespreek. Van mense en kerke en dominees wat sê, niks skei ons van die liefde van die Here nie. Liefde is liefde, die Here is by ons, die Here hou ons vas. En 'n klomp tekste daarvan by mekaar hark. En die hele tyd die liefde van die Here vir ons gee, maar dis ander dinge waarmee ons besig is, en ons besef nie dat ons eintlik besig is om 'n vervalste evangelie te skep en onder 'n wanpersepsie leef in die proses. So ek gaan 3 sake met ons bespreek, en die eerste ene, laat ek net eers sê, as jy nou die eerste een hoor en jy's geskok en sê, dis daarom nou nie ek nie, of die tweede een sê, dis nou ook nie ek nie, wag vir die derde een. Wag vir die derde een. Die eerste saak wat ek wil noem, en hou nou die hele tyd in julle agterkop Romeine 8. Wat kan ons skei van niks kan ons skei van die liefde van die Here nie. En nou hierdie waarheid saam met hierdie eerste saak word nou met mekaar getrou deur van hierdie leraars. So die eerste saak is intergodsdienstige aanbidding in Suid-Afrika. Julle sal weet, onlangs was daar iemand van 'n ander godsdiens op 'n kansel wat nie glo dat Jesus gesterf het vir ons sondes nie. En as jy met die gemeentelede en die predikante praat, dan sal hulle sê, niks kan ons skei van die liefde van Christus nie. Kan ek vir jou lees wat sê Paulus? In 2 Korintiërs 6 sê Paulus vir die gemeente, moenie in 'n ongelyke juk trek met ongelowiges nie. In een van die verslae wat gedien het by hierdie kerk, sê hulle die volgende, ek wil vir jou aanhaal wat hier staan. Niemand van ons kan aanspraak maak op 'n korrekte manier van glo nie.
Dan sal hulle sê, ek glo in Jesus, is vir my die weg, die waarheid en die lewe. En dan lees ons dat die Here Jesus sê in Johannes 3, onthou julle Johannes 3, vers 16. Wanneer laas het jy Johannes 3 vers 17 en 18 gelees? Lees gou saam met my vers 18. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie in hom glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie wou glo in die enigste seun van God nie. Intergodsdienstige aanbidding, wat sê die skrif, en dan sal leraar sê, niks kan my skei van die liefde van Christus nie. Dis die eerste een, en ek vermoed meeste van ons wat hier is, het daaroor duidelikheid. Daar's nie vir ons enige kompromie wat hierdie saak betref nie. Die tweede een is 'n bietjie moeiliker vir mense in sommige kerke. Hulle sal sê, goed, as dit kom by etiese sake. Etiese sake is nou sekondêr. Dis nou nie so belangrik nie, of as dit kom by Christus en sy kruis en opstanding, dis nou primêre sake, maar as dit nou oor etiese sake kom, dan sal hulle sê dis soos Romeine 14 of kosse of 'n Sabbat of daar kan Christene met mekaar verskil en dis nou ook etiese sake, sal hulle daaroor praat. Of hulle sal sê Handelinge 15 het hulle met mekaar verskil. En hulle het by mekaar gekom en gesê dat, verkondig die evangelie, maar daar's uitsonderings. So hulle sal sê, hierdie etiese saak is nou sekondêr, so dis nou nie so belangrik. En dit gaan nou oor die huwelik. So jy sal in baie kerke kry dat teoloë sal sê, ons glo saam dieselfde evangelie. Maar as dit nou by etiese sake kom, dis nou meer kompleks. Goed, so kom ons kyk na 'n teks, een of twee tekste daarvan. Kom ons kyk Matteus 19 eerste. Onthou julle die fariseërs wat vir Jesus in die hoek probeer dryf. En die Here Jesus sê, Jesus haal aan uit Genesis. En hy sê, die Here het hulle van die begin af man en vrou gemaak. En dan praat die Here Jesus nou ook in redelike detail daar. En dan weet julle ook, Paulus praat daarvan. En dan sal van hierdie teoloë slim argumente hê en probeer sê, ons moet dit kultuurhistories lees. En dan sal hulle argumente gee om te sê, maar hulle het dit nie geken soos wat ons dit nou vandag ken. Die probleem natuurlik daarmee is, dat as jy Paulus lees, 1 Korintiërs 6, 1 Timoteus 1, Romeine 1, dan gaan dit oor die redding. So as ek besluit daar sekere sondes, en dit hoef nie net seksualiteit te wees, dit kan verskillende sake wees. As ek besluit, nee, Jesus het nie daarvoor gesterf nie, dis wie ek is. Wat doen ek? Ek is eintlik so liefdeloos, want ek ontneem mense van die verlossing in Christus, omdat ek sê, dis net 'n etiese saak. Kom ek gee vir ons 'n mooi voorbeeld. Lees gou saam met my 1 Korintiërs hoofstuk 6. Maak gou saam met my daar ook. 1 Korintiërs 6. En hier noem Paulus nou 'n klomp verskeidenheid sondes op. Vers 9. Ek gaan dit vir ons lees so 'n stukkie. Weet julle nie dat onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? En ek moes nou hierdie my Grieks, Rickert, moes ek die Griekse woorde gaan ontleed in detail. En hier is nou rowers, dronkaards, diewe, porneia, dis die Griekse woord wat hulle gebruik vir pornografie. En dit gaan oor enige seksuele verhouding buite die huwelik tussen 'n man en 'n vrou. Dan word hier gepraat oor homoseksuele verhoudings ensovoorts. En wat sê Paulus dan net nadat hy dit alles noem? Vir hulle, hy sê, en so was sommige van julle ook gewees. En dan kom hy en sê, wat? Maar julle is geheilig. Julle is
regverdig verklaar, deur wat? Deur Christus se kruis. Sien julle hoe is etiek, kan jy nie losmaak van die kruis van Christus nie. En as ons dit doen, dan ontneem ons sondaars van Christus se verlossing vir hulle sondes. Kan julle sien, mense wat sê, etiese saak, dis nie so belangrik nie, niks kan ons skei van die liefde van Christus nie, liefde is liefde, God hou ons vas, ons hou mekaar vas, Christus is ons Here, ons is lief vir hom, maar ons ontneem mense van Christus, ons skei hulle van Christus, deur 'n uitsondering te wil maak, wat Christus nie maak nie, wat Paulus nie gemaak het nie. Dis die tweede kategorie wat ek met jou wil deel. En miskien sê jy ook, nommer 1 en 2, geen probleem vir my nie. Nou kom ons by nommer 3. En ek wil hê ons moet lees uit Lukas 18, en julle kan almal julle Bybels daar oopmaak. Dis nou die derde kategorie van mense wat Romeine 8 gaan lees en sê, niks kan my skei van die liefde van Christus nie. Die Here het my gered, God is lief vir my, en dink my saak met die Here is reg. Dan lees ons Lukas 18, die gelykenis van die Fariseer en die tollenaar. Met die oog op sommige mense wat oortuig was van hulle eie regverdigheid en om op ander neer te gesien het Jesus hierdie gelykenis vertel. 2 mense het opgegaan na die tempel om te bid. Die een was 'n Fariseer en die ander 'n tollenaar. Die Fariseer het gaan staan en so oor homself gebid. God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is wat roof, onreg doen en egbreek pleeg nie. En ook nie soos hierdie tollenaar is nie. Ek was 2 keer per week en ek gee 1/10 van alles wat ek verdien. Die tollenaar het egter op 'n afstand bly staan en wou selfs nie eers na die hemel opkyk nie, maar het op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. Here Jesus sê, ek sê vir julle, hierdie man eerder as die ander een het na sy huis gegaan as iemand wie se saak met God reggemaak is. Elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, maar hy wat homself verneder, sal verhoog word. Vriende, wat is God se standaard vir jou redding? Wat is God se standaard vir my redding? Buig voor hom natuurlik. Volmaaktheid. God is volmaak. Daar's 'n teks in die bergrede wat daarvan praat, volmaak. Matteus 5 vers 48. So dink nou aan hierdie Fariseer wat die Here dankie sê. Ek is nie soos daai mense nie. Ek is okay. Ek betaal my tiendes. Ek is nie so sleg soos daai ouens wat intergodsdienstige eredienste doen nie, of daai kerke wat gay huwelike doen nie. Ek is nie so sleg soos hulle nie. Ek dink ek het 'n beter kans om by die Here uit te kom. Ek gee my tiendes. Ek is getrou met my vrou, my kinders is almal mooi geleerd. Ek gaan miskien 'n effens 'n bietjie 'n beter kans by die Here hê as ek voor die Here gaan staan. Lees gou saam met my. Matteus 5 vers 48. Die Here Jesus het nou net 'n klomp dinge bespreek van die Fariseërs, waar hulle al hierdie reëls gemaak het van hoe dat hulle allerhande ekstra goedjies gaan byvoeg het en hoe gaan hulle nou beter as ander mense wees en om vir mense te wys, kyk hoe oulik is ek. En elke keer kom Jesus en in Engels sê ons, he just raises the bar so high. Every time, elke keer verloor hulle, elke keer, dan sluit Jesus af en sê, wees volmaak, want God is volmaak. Ok, hou daai gedagte, wie van ons is volmaak? Wie van ons verdien Christus se offer vir ons sonde? Wie verdien sy genade?
of dit intergodsdienstige eredienste of homoseksuele huwelike is of een gedagte sonde, ons almal staan onder die oordeel van God. Julle manne, die Here Jesus praat net voor 5 vers 48 oor egbreek. Die Fariseer sê nee, ek is getrou aan my vrou. Wat sê die Here Jesus? As jy in jou gedagtes, ek het dit nog nie eers gedoen nie, is ek veroordeel voor God. Een gedagte in my kop wat my veroordeel voor die heilige God en ek is verlore as ek met daai gedagte sterf. So hoe kan ons kom by Romeine 8? Vir wie is Romeine 8? Niks kan ons skei. Hoe kry ek daardie liefde van Christus wat my nie kan skei van 'n heilige God wat 3 maal heilig is, wat geregtig is, wat volmaak is, wat hierdie berge gemaak het, wat alles geskep het uit niks. Uit niks het God die heelal geskep. Hy is onsagwekkend groot en heilig. Hoe kan ek met daardie God die skeidsmuur gebreek word? Hoe gebeur dit? Vriende, kom ons gaan gou-gou. En ons gaan afsluit met Romeine 8. Ons gaan afsluit met hierdie vers wat misbruik word. Kom ons gaan gou-gou terug. En ek wil vir jou vat net deur 'n paar verse van Romeine wat opbou tot daar waar die Here sê niks skei my van die liefde van God in Christus nie. Ek lees vir jou 'n paar verse. Jy kan net luister. Onthou Romeine 1 praat oor die wêreld. In die Romeinse konteks die mense wat na die afgodstempels toe gaan. En wat sê Paulus daar? God se oordeel word uitgegiet op hulle wat in hulle goddeloosheid volhard. God gee hulle oor aan hulle goddeloosheid. Omdat God is heilig. En dan praat hy so mooi om te sê dat ons kan sien in wat God gemaak is dat daar is 'n God. Maar God gee hulle oor aan hulle sonde omdat God heilig is. En net voordat ek en jy dink in hoofstuk 2, maar ons is daarom bietjie beter. Dan sê die Here basies presies dieselfde vir die Jode. Hoor hierdie woorde. Hy sê, jy wat sê, jy mag nie egbreek pleeg nie. Pleeg jy nie self egbreek nie? Onthou julle Here Jesus in Matteus net in jou gedagtes. Jy klaar egbreek in jou gedagtes gepleeg. Jy wat die afgode, die intergodsdienstige goed verafskie. En daai mense kan maklik veroordeel in daai ander kerke. Pleeg jy nie self tempelroof van die Here nie? Jy wat jou beroem op die wet, jy doen God oneer aan deur die wet self te oortree, want die naam van God word deur julle toedoen onder die heidene belaster. Dit was die heilige Jode, wat dink ons is bietjie beter. Ons wat dink ons is 'n bietjie beter. Hierso, of jy groot geword het buite die kerk of in die kerk, dieselfde sonde, onder God se oordeel. Nie groot sondes, klein sondes nie. En dan, hoofstuk 3, vriende, nou kom Paulus, en hy sê, nou het ons oor almal gepraat. Nou sê hy in hoofstuk 3, hoor hierdie woorde, dink ook aan God wat heilig, heilig, heilig is. Dink aan die standaard wat so hoog is, niemand gaan ooit daai heiligheid kan besef, op daai heilige vlak kom nie. Hoor wat sê Paulus, hy sê, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Vriende, hoeveel keer het jy al gehoor, by 'n skoolfunksie, met 'n skoolhoof of 'n onderwyser wat sê, ag, ons is eintlik almal tog inherent goed. Ons is van nature, is ons goed. Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand verstandig nie. Daar is niemand wat God soek nie. Almal het afgedwaal, saam met hulle waardeloos geword. Daar is niemand wat God dien nie. Het ons die punt, hoofstuk 3
En hier kom die wonderlike nuus. Dit is nou hier waar daai skeidsmuur gaan val. Almal het trouens gesondig, en tog word hulle deur God se genade regverdig verklaar deur Jesus Christus. Hom het God daar gestel as 'n offer, 'n versoeningsoffer, deur wat? Deur sy bloed. Deur die bloed van Jesus Christus, die perfekte offer vir al ons sondes en selfs ons gedagtes, het Christus gekom en die prys betaal. Hoor hierdie woorde, Romeine 5 vers 7. Paulus sê, 'n mens sal beswaarlik vir 'n regverdige sterf. Ja, 'n mens sal dalk nog die moed hê om vir 'n goeie persoon te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Is dit die liefde, is liefde van die wêreld? Richard het dit verseker al baie vir julle verduidelik. Agape, daai woordjie liefde, is 'n woordjie wat as jy na die Cambridge leksikon vandag gaan, dan is daar 'n verwysing dat die Nuwe Testament, wat daai woordjie agape gekoin het. Jy kry hom nie in die antieke tekste nie. Daai soort liefde is nie 'n liefde is liefde van die wêreld nie. Dis nie phileo liefde, ons is pelle nie. Dis nie eros liefde, man en vrou nie. Agape liefde is die liefde wat God vir ons gehad het om te sterf aan die kruis. Dit is 'n duur liefde. En vriende, dis ook nie 1 Korintiërs 13 spookasem liefde nie. Daar staan die liefde verheug hom in die waarheid. Daar's 'n inhoud aan daai liefde. Dis duur gekoop. Dis kosbaar. Daai bloed van Christus het ons gekoop en ons gered van die dood en die verderf. God bewys, Romeine 5 vers 8, God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Vers 9, hoeveel te meer sal ons deur hom van die oordeel gered word? Vriende, hoeveel plekke is daar vandag wat ons nie meer hoor, daar's oordeel wat kom nie? Soveel ooms en tannies en ouens wat my kontak en sê, maar hoorie, by ons gemeente, ons hoor die evangelie, die liefde van die Here. Dan praat ons en vra, wanneer laas was daar 'n preek wat gepraat het van ons staan onder die oordeel van God en ons moet tot bekering kom? Dis prediking wat ons nie meer hoor nie. Christus kom, red ons van die oordeel. Nou dat ons deur sy bloed geregverdig is. Vriende, en dan hoofstuk 8. Hoor net hierdie woorde. Nou kom ons by hoofstuk 8. Wat kan ons skei? Wat kan ons skei van die liefde? Kan julle dit beleef, hierdie onmoontlikheid om jouself te red? Selfs my gedagtes wat my veroordeel, en hier kom God en sê, ek betaal selfs vir die sondes wat jy in jou gedagtes gedoen het. Christus kom en betaal, en ek word die geregtigheid van Christus in God. Vriende, wat 'n bevryding is dit? Wat 'n versekering is dit? Wat 'n hoop gee dit? Wat 'n vrede gee dit vir jou en my? Hoor, Romeine hoofstuk 8. Richard, jy gaan hoofstuk 8. Ek het 'n vermoede jy gaan baie lank uit hoofstuk 8 preek wanneer jy Romeine gaan doen. Dis 'n lang, dis een van my geliefkoeste hoofstukke. Ek gaan net 'n paar verse vir ons lees. Hoor hierdie woorde. Daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus is nie. Geen veroordeling. Geen veroordeling. Praat by ons gemeente met 'n nuwe lidmaat so 6 maande terug. Dis 'n dame wat vir jare oor see was en sy het 'n wille lewe gelei. En sy kom tot bekering en sy's net in trane en vreugde en vrede en
ons gesels. En toe sê ons vir haar, onthou dat die Here jou nie net vergewe het vir jou sonde en betaal het daarvoor nie, nou moet jy jouself ook vergewe vir daardie verlede. Die Here Jesus het selfs daarvoor gesterf. Waar is daai mooi teks, 2 Korintiërs 5 vers 21? Pas so mooi hierby in, 2 Korintiërs 5. Hoor die woorde, vers 17, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou is verby. Kyk, alles het nuut geword. Vers 21, hy wat nie sonde geken het nie, is vir ons sonde gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in Christus Jesus. My vertaling. Begin julle sien hoe dit verstaan moet word? Niks skei ons van die liefde van Christus nie, wanneer ek tot bekering gekom het. Wanneer Christus betaal het vir al my sondes, dan het ek daai vrede, dan het ek daardie toegang tot hom. Romeine 8. Hoor hierdie woorde, en mag ek vir jou uitnooi, my oom of my tannie, as jy nog nie vrede met Christus gemaak het nie, as jy nog twyfel, as jy nog worstel, en almal aan die buitekant dink jy's baie oulik, en jou status is goed, jou kinders het baie dinge bereik in die lewe, jy het 'n goeie aansien in die samelewing, maar net jy ken jouself in die aande as jy bed toe gaan. Het jy waarlik tot bekering gekom? As jy opkyk na die berge, hierdie berge agter ons, en jy besef dat jy binnekort voor die heilige God van die heelal gaan staan, het jy vrede? Of vrees jy? Het die Here jou gered? Het die geregtigheid van Christus jou geregtigheid geword? Laat ek voor ek die laaste stuk lees nog net 'n gedagte deel oor Romeine 3 en 5. Die konteks sê die volgende: jy is skuldig bevind en ter dood veroordeel. Die regter het jou sopas skuldig bevind en die doodstraf oor jou uitgespreek. En die tronkbewaarders het jou sopas kom vat en die kettinge aan jou hande gesit en jou voete. Jy was in maksimum gevangenis en hier stap jy en jy's besig om daar te stap na die galg toe. En terwyl jy stap, kom Christus ingestap. En hy kom na die regter toe sê, ek sal in sy plek sterf en die oordeel dra. En dan kom Christus en hy haal dit af en hy gaan sterf vir jou. Dis Romeine 3 en 5. Het Christus dit al vir jou en vir my gedoen? Hoor hierdie woorde. As God vir ons is, as hy jou doodstraf betaal het, wie kan teen jou wees? Daar gaan hy, aan die kruis, en jy staan en jy kyk hoe dit gebeur. Wie kan teen jou wees? Hy wat selfs, vers 32, hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom ter wille van ons almal oorgelewer het. Wie sal hierdie uitverkorenes van God aankla? Christus Jesus het gesterf, nog meer, dit is hy wat ook opgewek is uit die dood. Nou, hoor hierdie woorde. Vir jou, vir wie Christus betaal het, wat dit ken, wat dit weet. Hoor hierdie woorde, word bemoedig. Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaar kry, benoudheid, vervolging, honger,
naaktheid, gevaar of swaar kry, kan ons byvoeg, familie, dominee-vriende, skoolvriende, vers 37, hier gaan ons, hoor hierdie woorde. Maar in al hierdie dinge is ons, wie kan daai woorde saam met my sê? Meer as oorwinnaars, deur wat? Deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. En nou hierdie woorde, wil julle, kom ons maak almal ons oë toe, en as jy geloofsekerheid het, sing in jou gees of sê hierdie woorde in jou gees saam. As jy dit nie het nie, roep uit na die Here om jou te red. Hoor hierdie woorde. Ek is immers daarvan oortuig dat geen dood, geen lewe, geen engele, geen magte of teenswoordige of toekomstige gebeure of kragte, of hoogte, of diepte, of enige iets anders in die hele skepping my kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is. Here, binnekort sal elkeen in hierdie saal aangesig tot aangesig met die lewende God staan. En dan gaan dit nie saak maak in watter kerk ek was nie. Dit gaan nie saak maak waar ek was nie, waar ek gaan aftree nie. Dit gaan nie saak maak of ek Afrikaans of Russies of watter taal ek praat nie. Dan gaan die vraag wees, waarom moet jy toegelaat word? Here, en dan weet ons dat die enigste toegang is Jesus Christus, wat op Golgotha met sy kosbare bloed betaal het vir elke een wat Jesus Christus sal aanroep en aanneem en sê, my God, wees my arme sondaar genadig. So ons dink aan die moordenaar aan die kruis wat gesê het, Here, dink aan my vandag as u in u koninkryk kom. 'n sekond voordat hy sterf, kom hy tot bekering. Here, o Here, wees ons genadig. Dankie dat ons weet, Here, vir hierdie wonderlike vreugde en vrede en bemoediging uit u woord, dat aan almal wat in Christus is daar nou geen meer veroordeling nie. Niks sal ons skei van die liefde van God wat ons in Jesus Christus, ons Here, uit genade alleen ontvang het. Ons loof u en ons prys u en ons aanbid u. Halleluja. Ons is lief vir u, Here Jesus. Dankie wat u vir ons gedoen het. Dankie dat u ons so lief gehad het, dat u gesterf het. Ons eer u, ons aanbid u.